Tema vanmôre is verheerlik die Vader, dra vrug. Verheerlik die Vader, dra vrug. Ek wil vanmôre met jou weer eens praat oor jou lewe. Ek wil met jou praat oor jou lewe, oor dit wat se verandering het God in jou lewe gebring? Wat maak dat mense sal kan sê, hierdie is 'n kind van God? Die vraag is vanmôre, as iemand vir jou en vir my moet dophou in ons lewens, en iemand moet ons aankla as kind van God, is daar genoeg bewyse dat ons skuldig bevind sal word? Is daar genoeg bewyse in die manier wat ek en jy leef, dat mense sê, daardie is 'n kind van God? En dis wat vanmôre vir my gaan oor, wanneer ons praat van, in die woord van die Here uit, en ons dink aan vrug, en ek begin weer eens dink daaroor, en ek dink aan daardie primêre doel van 'n vrug, is om die saad te beskerm, en saad te versprei. Om die saad te beskerm, en saad te versprei. En nou sit ek in hierdie gedagtes hardloop deur my kop oor hierdie kant en daardie kant en hoe dit werk, en ek besef nie dat jou en my lewe, vir jy wat vanmôre hier sit en sê, maar ek het Christus ontvang. Ek is gebore uit die onverganklike saad van Christus. Hier binne het ek nuut geword. Dan wil ek vanmôre vir sê wat by my opkom is Pieter, maar dan is jou optrede, die manier wat jy dinge doen, moet die saad beskerm. Met ander woorde, waar ek en jy gaan, moet ons op 'n manier optree, dat die evangelie van Jesus Christus, wat ek en jy sê, ons het aangeneem, Christus is die koning van ons lewens, moet dan daardie evangelie beskerm. Die manier wat ek en jy, en ek wil nie vooruit hardloop, maar die manier wat ek en jy leef, moet so wees dat die saad versprei kan word, dat die evangelie van Jesus Christus versprei kan word. Die manier wat ek en jy leef, moet mense so aanraak, dat hulle sê, ek het daardie Jesus wie jy aanbid, het ek lief gekry, want ek het iets in jou gesien. Ek het iets in jou gesien. Jy sien, ons optrede is daardie vrug van ons lewe. 'n boom word geken aan sy vrug. Die vrug wat in die boom hang is die bewys van die saad wat in die grond gesit was. Dis die bewys daarvan. En daarom wil ek vanmôre sê, kind van die Here, ek en jy het so groot verantwoordelikheid ontvang in die Here. Maar ek wil ook vanmôre vir jou sê, dis nie 'n mensgemaakte ding nie. Dis nie 'n ding wat jy kan oefen nie. Dis nie 'n ding wat jy kan sê, nou gaan ek meer so wees, en nou gaan ek so, en nou gaan ek hierdie pakkie aantrek van Sondag, en nou gaan ek hierdie pakkie aantrek van kind van die Here. Nee, die verandering kom van binne af. Die verandering vind hier plaas wanneer ek en jy ons hart werklik waar van God gee, alles vir hom gee. En ek onthou het so goed, en ek wou eintlik aan die einde gesê het, maar Corneille het ander dag gesê, wat die Here vir hom wys, is dat 'n boom kan nie kies wie gaan van sy vrug eet. En daai beeld het my bygebly. Daai beeld het my bygebly met die idee van dat ek en jy, waar ons beweeg, kan ons nie kies, maar hierdie persoon gaan daai tipe vrug van my kry, en hierdie persoon gaan daai tipe vrug van my kry nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy 'n appelboom is jy 'n appelboom. Dan kan jy nie suurlemoene vir party mense gee, en appels vir iemand anders te gee nie. Maar tog is ons baie keer so verward as mense, dat ons, dit voel vir my, ons gee vir hierdie 'n appel, ons gee vir daai 'n lemoen, ons gee vir daai 'n suurlemoen, maar jy sien, die woord van die Here is so reguit en so suiwer, dat weet jy wat, dit wat jou binneste is, sal uitkom. En daarom is dit so belangrik om te weet, dat jy die saad van Christus ontvang het.
En dat jy moet weet, daar's iets hier binne jou, wat moet gebeur. Daar's iets hier binne jou, wat moet groei. Dis onverganklike sak. Kan nie doodgaan. Kan nie doodgaan. Jy hoef vanmôre vra, die manier wat ek en jy leef, is ons besig om die saad van Christus te beskerm? Is ons besig om op te tree as ambassadeurs van die Here Jesus Christus? Ek wil eindig vir jou sê, want ek wil nie vanmôre hê dat dit weer moet klink. Ek mag sê dat jy sleg sê. Maar ek wil vir jou sê dat baie keer dan mis ons dit, en ek wil in 'n mate wil ek vir elkeen van ons vermaan en sê, jy mis uit op wat God vir jou en vir my bedoel het. Die mens mis uit op wat God werklik bedoel het. God wil jou deel maak van sy koninkryk. Hy wil jou deel maak van sy werk. Paulus gesê hy is 'n medewerker van God. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy in Christus Jesus is, dan is jy vanmôre 'n medewerker van God. Jy kan nooit maar net 'n kerkganger wees nie. Jy moet 'n disipel wees. Dis 'n pastoor daar by die hoofkantoor in Pretoria wat altyd sê dat skapies maak skapies. En dit waartoe ons op pad is, en dit wat ek graag wil sien moet gebeur, is dat ons binnekort begin met selgroepe en dat ouens begin opstaan en sê, luister jy maar, ek het gegroei en ek wil graag my eie groep hê. Ons moet disipels maak. Ons moet begin groei. Ons moet begin sê, luister jy het iets om te bied. Jy het iets om te bied. Weet jy wat die eerste ding wat gebeur? Ons sê, ek het nie tyd nie. En dan is ek die eerste een om te sê, Pieter, jy lieg, jy het tyd. Was ander goed wat vir jou belangriker is. Dis eindig. Dis eindig. Ons het tyd. Maar ander goed is ons belangriker. Jeremia 17 vers 7 en 8 sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as die hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. As ek net dink aan daai gedeelte dan maak dit my wakker hier binne. Want wat sê dit vir my? Daar's 'n belofte daarin. Daar's 'n belofte vir jou en vir my. Maar is jy vanmôre bereid om die Here te vertrou? Is jy bereid om God genoeg te vertrou? Een manier, en dit is net om te sê, ek sal die Here verheerlik waar ek kom. Daar waar ek beweeg, daar waar ek leef, sal ek die Here vertrou. Sal ek nie vrees vir die mens nie. Want die woord sê, die vrees vir 'n man spanne stryk. Maar om ons vertroue in die Here te plaas, ek staan vol op die woord. Want jy sien, daar's 'n belofte wat sê dat jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Jy sal water vind, waar ander mense nie weet waar vanaf kom die water. Selfs in tye wanneer dinge rondom jou woes gaan, wil ek vanmôre vir jou sê, en jy dinge ervaar in jou eie lewe wat woes gaan, hier binnekant sal jy groen bly. Ek wil sê, hier binnekant sal jy nie verdor nie. Want jy sal weet, die Here is met jou. Jy sal weet, die Here sê, maar ek gaan jou nooit los nie. Jy sê, as kind van God, moet ek en jy hom toelaat, om ons te leer en te lei, en oor ons te regeer. Ons probleem is baie keer wil ons sê ons is kinders van die Here, maar ons wil die woord 'n bietjie draai dat dit vir ons nie te ongemaklik raak nie. Ons wil elke skrif vat en sê maar die genade van die Here is daarom groot. Die genade van die Here is groot. So groot dat dit moontlik maak vir jou en vir my om hom te leer ken.
En sodat ons kan wandel, soos wat ons ander dag geluister het ook, wat Jeremia 9:23 sê, dat die Here sê, maar die ryke moet hom nie beroem op sy rykdom nie, sterk nie op sy krag nie, en die wyse nie in sy wysheid nie. Maar as hy iets wil roem, is hy sê dat hy die Here verstaan en hom ken. En dat dit hy is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op aarde bewerkstellig. Jy sien, so ek en jy moet jy ons genade gevind om ook dan dit kan wandel, die Here te kan ken, wat sê, wat is sy karakter? Sy karakter sê, hy is die Here wat goedertierend is. Met ander woorde, die Here is, the Lord is full of kindness for you and myself, for you and I. Die Here is full kindness. Dit is ook hy wat geregtigheid en reg najag. So, wat sê dit van jou en my? Nommer 1, ons moet in kindness lewe. Nommer 2, ons moet die reg soek. En ons moet 'n geregtigheid wees. Dis wat ons moet doen. Wat sê Galasiërs 5:22 vir ons? Ek wil vanmôre vir jou sê, ek kyk na hierdie goed en dan hoor ek die vrug van die Gees en dan wonder ek baie keer, want baie van hierdie is, ek dink aan die vrug van die Gees, dis die genade van die Here wat ons tyd met hom spandeer. En hoe werk daai ding dan in terme van ons goeie werke? En dit voel vir my, die vrug van die Gees is dis die ding wat die binnekant dit vir jou bewerk. Maar ek en jy het nog steeds die keuse om te sê, gaan ek al buite so optree. Gaan ons dit nog steeds gaan doen. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, is blydskap, is vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, hoe nader ek en jy aan Jesus beweeg, hoe meer tyd ons met die Here deurbring, hoe meer natuurlik raak dit vir jou. Hoe meer natuurlik raak dit vir jou. En as ek vanmôre gaan kyk dan wil ek net 'n paar lewensareas of aspekte wil ek gaan aanraak daai. Want jy sien, jou en my geloof in Jesus Christus moet in ons alledaagse lewe sigbaar word. As ons alledaagse lewe nie getuig van ons geloof in Christus nie, dan sit ons met 'n groot probleem. Want dan is ons op die plek waar ons sê, maar ek wil net die Here dien, want ek wil net hemel toe gaan. Dan verstaan ek en jy iets nie. Die Here wil jou hier gebruik. En vandag vir jou sê, as iemand sterf, sê grootste nonsens as iemand vir jou sê, die mooiste blommetjie, of die wonderlikste engel, of die absolute snert. Of die Here het jou meer nodig gehad op 'n ander plek. Nee, die Here het jou hier nodig. Want die woord sê die mens is gemaak om eenmaal te leef en dan te sterf. Hy gaan jou nie op 'n ander plek gaan gebruik nie. Ek en jy het hier vandag en nou het ons tyd om 'n keuse vir Jesus te maak. Ons het hier vandag en nou die opdrag om in reg en geregtigheid en goedertierenheid te leef. Dat hierdie vrug van die Gees, omdat ons in Christus is, onthou nie een van hierdie goed, ek sal uit die vlees uit kan kom van nature nie. Maar net uit die feit dat jy uit Christus uitgebore is. En die woord sê dat die wat deur die Gees gelei word, hy sê van almal wat deur die Gees gelei word, die is kinders van God. En dit is in Romeine 8:14 ook. Maar as ons gaan kyk in terme van lewensareas en aspekte, moet ek vanmôre vir jou sê, wat van in jou persoonlike lewe? Wat van jou emosies? Namelik hierdie vrug van die Gees wil ek probeer so toevat en sê dat as ek dink in jou persoonlike lewe en jou emosies, dan het ek albei gesit ook dat vrede en blydskap en selfbeheersing. Dat jy vrede in jou binnekant kan hê. Hy sê vir ons daar ook in Deuteronomium 30 vers 19 sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Die lewe, en as ek daar dink aan jou persoonlike lewe, wil ek sê die hele lewe gaan oor keuses.
Jy gaan altyd vir sekere goed ja sê. En as jy ja sê vir een ding, beteken dit jy sê nee vir iets anders. So as jy ja sê vir Jesus, dan moet jy nee sê vir iets anders. Ons praat ons partykeer sê ja, nee. En ons geloof blyk baie keer so. Ja, nee, miskien. Moet jy ja wees en jy nee wees. Vanmôre sê dat ek en jy moet weet dat die lewe gebeur rondom jou. Ons het nie altyd beheer oor wat gebeur nie. Baie keer het ons beheer. En baie keer is die nonsens waar ons is omdat ons dit self aangesit het. Ons het self gekies. Maar baie keer gebeur daar goed met jou en met my, wat ons nie beheer oor het nie. Maar waaroor het jy beheer? Jy het beheer oor die manier wat jy gaan reageer. Want jy het selfbeheersing. Hoekom? Want jy is in Christus. So jy het selfbeheersing. So jy kan nie net ontplof en dan sê, maar jy sien dit is so en so en so. Gaan ons foute maak in die lewe? Ja, dit kan ook gebeur. Maar dit is so kosbaar wanneer ons op 'n punt begin kom en wanneer iets gebeur en jy dan besef maar die Here praat in my oomblik met jou. Nee, hierdie was nie reg nie. En dan vir 'n oomblik stil te raak en vir die Here sê, Here vergewe my. Maar ook waar jy kan, gaan regmaak wat jy verkeerd gedoen het. Om jou foute erken. Moet dit nie toesmeer sê, ja maar dit is nou so, dis nou so, dis nou so. Kom van allerlei kante af, net om nog steeds dat lyk maar jy was eintlik regtig so verkeerd. As ek en jy verkeerd was ons verkeerd. Ons moet die Here in ons lewe begin sigbaar maak vir ander mense ook. Ek wil vanmôre sê, wat van verhoudings in jou gesin? Ons praat hier van die vrug van die Gees en gedeeltes daarvan wil ek sê, hoe lyk jou liefde vir ander mense? Hoe lyk jou familie, jou liefde vir jou familie vanmôre? Hoe lyk jou liefde vir mense om jou vanmôre? Hoe lyk jou liefde vanmôre? Want ek dink net wat gaan oor verhoudings, dan sê die woord, maar jy moet die Here jou God lief hê, uit Markus 12 vers 30-31, jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelyk, is dit, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Verhoudings, hoe lyk jou en my verhoudings met mense? Lyk jou en my verhoudings wat sê ons staan in Christus, lyk dit anderste as wat die wêreld se verhoudings met mense lyk? Want dit moet. Want die wêreld se manier is, ek staan in 'n verhouding met iemand om te kyk wat ek kan kry. George Keister het eendag gesê, sy jong man wat in die Here gesterf het, vir die Here leer ken het in sy siekbed. En hy het eenmaal net dit gesê, en dit is dat mense het nie jou lief nie, die vleeslike mens, die baie pelle wat wanneer jy in die wêreld is, het jou nie lief nie, hulle het jou goed lief. Hulle het net jou goed lief. Hoe lyk jou en my verhoudings met mense? Hoekom gee jy om vir mense? Wil jy iets van hulle ontvang, of het jy iets om te gee? Wat is die motief van jou hart? Wat is die motief van jou hart? Hoe lyk jou verhouding in terme van, soos ek dink aan die woordjie goedhartigheid? Om te gee, om ander se behoeftes te sien. Nie net selfgesentreerd te wees. Ons het nou nog gehoor dat net regheid nie leer. Ons het nou nog gehoor dat bekommernis floreer in selfgesentreerdheid. Wanneer ek net oor myself so bekommerd is, dan is bekommernis is goed in die gang. Jy sien 'n moment wanneer jy jou oë bietjie op ander mense sit en kyk of jy ander kan dien. En ewe skielik dan kom jy agter, maar weet jy wat, ander gaan ook deur moeilike goed. Ander het ook 'n behoefte. En dan besef jy, maar jy het iets om te gee. Jy het iets om te gee. Jy het nie niks om te gee nie. As jy vanmôre hier sit en sê, maar
Ek het 'n verhouding met Jesus, nou wil ek vanmôre vir sê, ek is seker weet iets om te gee. Al is dit in 'n oomblik met liefde, net 'n omgee, net 'n drukkie, net 'n glimlag, net 'n woord van bemoediging. Wat ook al, jy het iets om te gee. Jy sien, John Maxwell, dink ek wat geskryf het, hy het gesê, life is like a boat sailing on a sea of relationships. Ek en jy het mekaar nodig. Ons het mense nodig om ons. Ons kan nie alleen staan nie. En die woord sê baie duidelik, dat die eerste gebod is, jy verhouding met God moet hê. En die tweede wat hierin gelyk aan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, ek dink ons mis dit baie keer, maar ek dink as ek terug gaan kyk in die Handelinge kerk, dan besef ek net, daai mense het iets verstaan wat ek en jy nie vandag verstaan nie. Daai mense het by mekaar gekom en hulle het gaan kyk wat is, hulle het by mekaar gekom en hulle het gaan verkoop wat hulle moes gekoop het en hulle het alles gedeel. Hulle het gesorg dat almal nog gekyk is. Die wêreld op vandag se tyd het so geraak dat ons is so elke keer net op homself aan te stel. Hoe gaan dit met my? Wat het ek? Wat se werk doen ek? Selfgesentreerd. Hoe lyk jou liefde vir ander mense? Hoe lyk jou vriendelikheid? Hoe lyk jou geduld? Hoe lyk jou geduld as jy in verkeer sit? Hoe lyk jou geduld as jy in 'n ry staan en dit vat 'n bietjie lank? Dis die praktiese goed. Jy sien, is daai klein goedjies, die regte lewe goeders. Wat gebeur? Hoe gaan ek en jy goed hanteer wanneer goed vir ons so 'n bietjie druk? Want jy sien, is mos daai ding van, as jy 'n lemoen vat en jy druk hom en jy druk hom en jy druk hom, wat kom uit? Daar kan net lemoensap uitkom as jy hom druk. Daar gaan nie druiwesap uitkom nie. Maar baie keer wanneer ons gedruk word, dan kom maar nog so iets anders uit. Dit wat nie van die Here af is nie. En dis daai stukkies, en ek wil luister, ek wil vir jou vanmôre sê, niemand van ons is perfek nie. Almal van ons maak foute. Almal van ons raak omgekrap. Maar ek en jy moet daarna streef om heiligmaking na te streef. Ek en jy moet die hele tyd daaraan dink, sê, is ek besig in die manier wat ek nou optree? Is ek besig om daardie saad te beskerm? Is ek besig om dit wat vir my kosbaar is te beskerm? Of gaan ek skaam kry wanneer daai ou weet, as ek saam met daai ou of daai vrou in 'n kerk moet instap, of ergens op 'n plek moet instap, en kan jy dink, weet ek die week opgetree, wat ek gedoen het? Jy weet nie waar om te gaan, jy weet nie waar om te maak nie. Hoe lyk ons liefde vir mekaar? Hoe lyk ons vriendelikheid? Hoe lyk ons geduld? Jy vra vir al die mense met wie jy tyd deurbring, wat sê effek het hulle op jou lewe? Die mense wat jy sê is jou vriende, bring hulle jou nader aan Jesus, of vat hulle jou weg van Jesus? En dan wil ek vir jou vra, wat sê effek het jy op mense? Wat sê effek het ek en jy op mense? Sal mense Jesus lief kry as hulle met jou en my tyd deurbring? Sal mense leer om te leef volgens die woord van die Here as hulle meer tyd met ons sal deurbring? Ons te verantwoordelikheid. Ons te verantwoordelikheid. Wat van werk en in die gemeenskap, en naamlik sê, ek en jy as kind van die Here moet daardie werker wees, so daardie werknemer wees. Maar die eienaar van daardie besigheid moet sê, as jy nie eie besigheid moet ek sê, wie ook al vir jou kyk, jou werksetiek moet van so 'n hoë standaard wees, as mense nie kan sê, ek kan nie anders as ek, want ek sê altyd, as 'n ou eintlik sê, maar ek is 'n kind van die Here, dan moet hy ook kan sê, volgens die woord van die Here, dit wat die woord sê, onthou dat die vrug van die Gees,
Jy wil 'n ou aanstel in jou werkplek, dan is dit die perfekte ou wat jy wil hê. Hoekom? Want die woord sê, dat as jy die vrug van die Gees het met jou man, dan is jy getrou. Dan is jy getrou. As daar goedheid in jou binneste. So jou werksetiek moet so aard wees, mense sê, ek soek so ou in my werk. 'n Kind van die Here moenie lui wees nie. 'n Kind van die Here moenie bang wees om te werk nie. Ek sê nie, en daar gaan ek weer ook baie op dit relatief streng wees, want weet jy wel seker as 'n tyd vir alles. As 'n tyd wat jy by die werk is, en jy by die werk is, dan moet jy werk jy. Maar as jy weg van die werk af, dan raak ek jou gesinstyd. Dan is dit, dan moet werk nie meer die hele tyd deel wees van dit ook. En partykeer is dit moeilik, partykeer word dit besef, veral wanneer mense eie besigheid en wanneer kantoor by die huis, dit raak moeilik, maar jy moet boundaries stel, jy moet grense stel. 'n Kind van die Here moet 'n getroue werknemer wees. Mense moet sê, is enige dag, soek ek baie ou in my werk. Enige dag. Hoekom? Want Kolossense 3:23 sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Wanneer jy werk toe gaan, werk jy nie om mense te beïndruk nie. Jy werk nie om van mense erkenning te kry nie. Jy doen dit vir die Here. Nou waar jy by die skool is, die manier wat jy met ander maatjies omgaan, die manier wat jy skoolwerk doen, soos vir die Here. Soos vir die Here. Hoe ervaar ander maatjies, ek wil ons weer teruggaan met daai ding. Hoe ervaar ander maatjies jou by die skool? Wat sê hulle agter jou rug? Kan jy met eerlikheid sê, ek hanteer mense met liefde en met respek? En dis wat die Here van ons vandag. Dis wat die Here van ons wil hê. Ek wil sê, as ek terugkom by die werk en die gemeenskap en daai ding, wil ek ook sê, as ek dink 'n kind van die Here, dan wil ek sê, jy moet respek hê vir ander mense. Jy moet respek hê vir ander mense se tyd. Jy kan nie vir iemand sê, luister, ek is so laat by jou, en dan kom jy 2 ure daarna aan, of jy kom glad hier aan. Maak dan verskoning, maar hierdie ding in jou kop, dat jy wat 'n kind van die Here is getrou. Jy het gesê, gaan so laat wees, doen dit. Jy sien, dis daai praktiese goed. Ons kan nie ons alledaagse lewe en ons verhouding met God vir mekaar skei. Ons kan nie dit doen. Dit moet by mekaar uitkom, want dit is in mekaar ingeweef. Jy word geroep, ek wil vanmôre vir jou sê, jy word geroep baie keer binne in jou werkplek, om jou geloof prakties te gaan uitleef. En daar is baie keer, dis een van die moeilikste plekke waar mense dit vind om geloof uit te leef. Want dis waar dit kom sê, dis waar dit reël raak. Miskien is daar om te sê, maar ek gaan met integriteit optree. Ek gaan met uitnemendheid werk. Ek gaan my beste gee. Ek gaan dat my lewe by die werk 'n getuienis wees van mense. Ek gaan ook wanneer moeilike tye kom. Dis vir die ene daar is moeilike tye en beproewings. Laasweek ook gesien, Filippense 4:6 sê, wees oor niks besorgd, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Jy sien 'n manier waarop ons gaan reageer op situasies, druk situasies in ons lewens, gaan getuig van wat ons glo rondom God. Gaan getuig van wat ons werklik glo, van wie God vir ons is. Die vraag is dan maar, hoe sal ek aanhou om vrug te dra? Johannes 15:5 sê die volgende, ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen. Johannes 15:5. En dan wil ek ook sê, wat ek klaar maak waarmee wil sê dat God word verheerlik wanneer ek en jy vrug dra. God word verheerlik, ons Vader word verheerlik. Hy sê 15:8, Johannes hoofstuk 15:8 sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Julle sal doen wat ek gedoen het. Dis wat Jesus vir ons sê. Dan sal ons Vader wat in die hemel is verheerlik word.
ons veel vrug daar. Ek wil dit vanoggend saamvat. En ek wil sê dat jou optrede dra wel gewig en dit maak saak. Dit maak saak hoe jy elke dag lewe. Dit maak saak oor hoe jy optree teenoor ander mense. Jy kan nie, ek het ander dag ook vir jou gesê, jou geloof is iets persoonlik, maar nie privaat nie. Jy kan nooit in die privaat 'n kind van God wees nie. Jy kan nie dit wees nie. As jy besig om te skaam van die evangelie van Jesus Christus. Jou optrede dra baie gewig. Mense hou jou dop met vergrootglasse. Mense kyk hoe jy optree, veral as jy sê ek is kind van Jesus. Mense gaan kyk hoe jy werk, mense gaan luister hoe jy praat. Ek wil vanmôre vir jou sê, kinders en ander mense gaan kyk, jy wat sê ek is kind van God, gaan kyk hoe lyk jou huwelik, hoe hanteer jy jou vrou, hoe hanteer jy jou man, hoe hanteer jy die mens by die winkel. Jy word dopgehou. Jy is besig met 'n praktiese toets. Of vanmôre vir jou sê, die tweede punt is, laat lei jou deur die Gees van God. Moenie staat maak op jou emosies nie. Pas op vir my, ek het so gevoel. Laat die Here toe om jou te lei. En die derde ding is, verheerlik die Vader deur vrug te dra. Die vraag is, jy het hierdie woord gehoor vanmôre. Die vraag is, wat gaan jy daarmee maak? Wat hoor jy vanmôre? Ek gaan jou geleentheid weer gee, soos wat ons graag eintlik elke keer wil doen. Jou geleentheid gee om 'n oomblik daar net stil te raak en vir jouself die vraag te vra, wat het ek gehoor? Jy kan jou oë toemaak net en vir jouself die vraag vra, wat het ek gehoor? En dan met die Here te praat en vir die Here te vra om vir jou leiding te gee. Vra dan vir jouself die vraag, wat moet ek verander? Wat is daar die een ding, daar een vrug wat in my gedrag is wat ek moet verander? Wat is die een ding? Ons maak dit ons oor toe, gee nie 'n oomblik, net 'n bietjie so 'n bietjie refleksie te doen. Here Jesus, Here, baie dankie vir vanoggend, Here. Here, jy weet vanmôre wat het ons nodig, Here. Here, my gebed is vanmôre dat ons werklik waar sal besef, Here, dat ons gedrag en die manier wat ons lewe daar buite die kerk, waar ons al buitekant is, om te besef dat ek is die kerk. Ek vat die kerk na die mense toe. Om te besef, Here, dat daar ook waar beweeg, Here, ja, Here, die manier wat ek praat, die manier wat ek optree, die manier wat ek mense laat voel, dit dra groot krag. Here, my gebed vanmôre is dat elkeen wat hier sit vanmôre sal besef en verstaan en hoor, Here, dat ons, waar ons gaan, die saad van die evangelie moet beskerm en moet versprei. Dat die manier wat ons optree, die saad sal versprei.
En dat dit sal wees soos die woord sê, dat die een saai, die ander een maak nat, en Here, U alleen laat groei. Maar dankie vir U genade, dankie vir U woord vanmôre, Here Jesus. Here, my gebed is vanmôre, en die begeerte van my hart is om U te verheerlik. Ja, Here, en vanmôre sê Here, kies om by U in te bly, en U in my, sodat ek veel vrug kan dra. Dankie vir U genade, Here. Ek wil U loof en prys vanmôre en sê, Here, die lof en die eer, Here, kom U toe. In Jesus naam. Amen. Amen.